maar ek weet ook, die gees van die Here gee nie oor tyd nie, dis die Here wat gaan aanraak, amen. En dan wil ek net die ou langs so met 'n smile gee en sê, welcome, welcome, welcome. Al ons besoekers vanmôre in die huis van die Here, mag God die seën vir elkeen wat die eerste keer hier is. Ek glo my, dit is nie die laaste keer nie, amen. Halleluja. Al die ouens wat vir die eerste keer hier is, waai net gou so. Julle gee net vir hierdie mense 'n bietjie koppie koffie. Halleluja. Ek wil net so 'n paar aankondigings doen by ons staan. Ek weet, pastoor Andre gaan nou die koortjies lei en ek wil jy moet oopmaak vanmôre vir God se heerlikheid. Amen. Ek wil jy moet vanmôre so opreg wees in jou hart dat jy weet God gaan jou aanraak. Met wat ook al jou omstandighede en wat ook al jy is vanmôre, gaan die Here groot dinge doen. Amen. Ek wil jy moet vir die ou langs jou sê, is jy reg? Nee, kom ons doen dit beter. Vra, is jy reg? Want jy sien, as ons hart reg voorberei en ons gedagtes reg het, maak dit nie saak wat ook al na jou kant toe kom nie, die Here is in beheer. Halleluja. En as jy vanmôre met 'n gebroke hart gekom het, wil ek vir jou sê, God gaan jou ontmoet. As jy vanmôre met 'n verkeerde gees gekom het, God gaan jou ontmoet. Ek weet die Here maak 'n weg vanmôre in elkeen se hart wat hier staan, en ek weet die Here lewe. Halleluja. Nou moet ek aangaan, ek gaan net 'n preek, prys die Here. Ons het vanaand, sê gou almal vanaand. En dan die wat 6:00 gaan weer steek op jou hande. Halleluja. Jy's reg. So vanaand het ons 'n jeans en tekkies aan. Julle nou ag. Jy kan jou jeans aantrek, jy kan jou tekkies aantrek en jy kan jou mooi aantrek en jy hoef nie dit aan te trek as jy nie wil nie, maar as jy hier gaan wees, wil ek moet graag pastoor Andre gaan die woord bedien vanaand en ek wil hê jy moet voorberei kom. Want hy het 'n boodskap met dit. Amen. Hy het nou sy kerktekkies aangetrek vanoggend. Wys net so vir almal. Prys die Here. Maar vanaand trek hy sy werkstekkies aan. So asseblief kom op en kom geniet die diens saam met ons. Na die tyd kuier ons lekker saam en bring ook broodjies vanaand, want dit is nagmaal Sondag. Bring jou lekkerste broodjies, ek gaan daarvan eet. Amen. Ons almal eet van mekaar se broodjies, so vanaand bring dit asseblief saam. En dan volgende week is Moedersdag. So ons het ook 'n doopdiens volgende Sondagoggend. So as daar iemand is wat graag gedoop wil word, daar is reeds een. So asseblief gee julle name op. Ek sal graag met julle wil praat. Donderdag aand in die bidkamer, so teen 6:00 sal ek met julle 'n gesprek hê vir almal wat gedoop gaan word. En dan het ons 'n Moedersdag diens en dan Sondag aand het ons 'n spesiale prediker wat vir ons gaan kom bedien. 'n jong man, ek glo hy's geseënd, hy's gesalf, so volgende week in Sondag aand. En ek het klaar gesê van vanaand, dan die 14de Mei het ons Hemelvaartdiens. Sê almal Hemelvaart? Dis iets wat begin uitsterwe het tussen kinders van die Here. Ek wil vir u sê, ons het 'n Hemelvaartdiens die Donderdag aand. Orkesoefening gaan die Woensdag aand plaasvind. Maar die Donderdag aand het ons 'n paar kerke genooi en ons gaan ons die Here se naam loof en prys. Daar's ook 'n spesiale prediker vir daardie aand. En dan die 31ste Mei het ons Pinkster. Dit is ons Pinkster Sondag. Dr. Marius Higgins is dan hier die Sondagmôre. Moenie mis nie, hy gaan hier wees. As jy behoefte het, hy het 'n profetiese bediening en God gaan definitief jou seën daardie oggend. Halleluja. Dis die 31ste. Dan in die jeug, 'n jeugkamp. Die einde van die jaar, 2 tot 4 Oktober. Dit kos R1000 per jong mens. Pastoor, ons gaan inkoop by die jong mense en ons gaan hulle seën soos verlede jaar. Kry vir jou 'n jong mens om te ondersteun. Maak nie saak wat jou ondersteuning is nie, ondersteun die jong mense. Ons wil hulle graag stuur op die kamp. Amen. Sê vir die ou langs jou, is jy nog reg? Sê vir die ou langs jou, die pastoor praat te veel. Ek gaan nou klaar wees, halleluja. So dan het julle ook gesien agter in die voorportaal, voor in die voorportaal is daar boekies. Skryf vir jou. As jy nie een
wil hê nie, jy kry dit wel op WhatsApp, maar glo my, elkeen sal graag 'n boekie wil hê. Daarin is al die verjaarsdae, daarin is alles wat deur die kwartaal gebeur het en wat gaan gebeur. So vereën jouself jou met alles wat in die gemeente aan die gang is. Amen. Dan het ons huisselle wat begin hierdie Dinsdag in die bidkamer, eers in die aand, 6:00. Dankie om Daan. Hy het net gesê dit is waar die bidkamer is, hoor. So 6:00 het ons dan in die kerk en dan het al die ander. Ek wil net gou, hier's die pastoor Andries oor die manne en dan ook oor die jong getroude jeug van 25 tot en met 40, om te sê tot 80. Nee, tot 40. Jy weet so, goue gerwe is iemand anders. Jy moet nie 25 tot 40 jaar getrouwd wees. Dan gaan jy dalk nie lekker inpas. Ons kan vir jou plek maak. Amen. En dan het ons jong mense, is met Damien, hulle is op 'n Woensdag aand, het hulle sel ook, hy's nou nie hier vanoggend nie. Dis paar mense wat hier is lang naweek, ek weet, maar dankbaar eers hier. Dan het ons vroue aksie wat op 'n Woensdagoggend bid. So dit is ons vroue sel, ons goue gerwe sel is op 'n Dinsdagoggend 9:00. En dan het ons visser vir mense. Daar is hy's in twee dele. Daar's 'n visvanggroep wat broer Andrei Pinaar by is. As jy wil deel word van die visvanggroep. Ons het op die gemeente se ding gaan ons alles add en bysit en alles regmaak wat moet reggemaak wees sodat as jy inkom en daarin dat jy klik, maar nou nie as jy 60 jaar oud is by die jeug inklik nie. Kyk waar jy graag wil wees en dan kies jy en dan gaan jy daarop gaan al die inligting kom vir die selle wat gaan aangaan en dan het ons ook 'n selgroep wat ewen gaan hardloop daarbo by Pioneerhuis en so ding is aan die gang. Ons gaan 1 uur later in Valpark. Ek weet dit en ek weet God gaan ons seën. Die wat bly is, sê net bietjie amen. Halleluja. Kom ons neem gou vir 'n wyk in die sitplek. Ek soek almal wat graag verjaar almal in my maand net gou vorentoe kom. Huwelikserdenkings ook. Julle kan maar kom. Ek wil al net die formaliteite afhandel sodat ons kan begin met dit wat die Here vir ons wil gee. Halleluja. Amen. Prys die Here. As jy nie weet wie verjaar nie, kyk in die boekie. Daar's telefoonnommers, bel die ou, stuur hom 'n boodskap. Dit is lekker om te hoor geluk met jou verjaarsdag. Wie hou nie daarvan? Baba Janko hy word oud. So, hy het al sy hare volgens sy ouderdom al verloor, hoor. So, my vrou wil jy help by uitdeel asseblief. Prys die Here. Halleluja. Ja, kom ons sing vir hulle. Veel geluk, liewe Marties, dat jy vir mag die Here jou sien, en op baie jare staan. Veel geluk, liewe Marties, dat jy vir mag die Here jou sien, en op baie jare staan. Veel geluk, liewe Marties, dat jy vir mag die Here jou sien, en op baie jare staan. Nog een keer veel geluk, liewe Marties, dat jy vir mag die Here jou sien, en op baie jare staan. Kom ons gedaan. Ek wil net sê, ek het vir broer Willie het ek uit die moeilikheid uitgehelp. Donderdagoggend toe ek sê geluk met jou huwelikserdenking. Toe sê pastoor baie dankie, ek het vergeet. So ek het hom gehelp. So dit help so nou dan om 'n ouer om geluk te wens. Halleluja. Nou gaan ons die Here eer met ons tiendes en offergawes. Ons gaan vorentoe kom. Hier's 'n mandjies hier agter is 'n mandjie. So kom ons kom met dit wat jy voorberei is in jou hart. En ons kom saai dit vir die werk van die Here. Ons gaan 'n lekker koortjie sing. Ons is met vaksvreugde oor die gesalf. Ons is vry in die Heilige Gees. En ek wil hê, jy moet vanmôre dit oopvat en jy moet dit sing. Jy moet dit voorberei. Halleluja. Wie's bly om hier te wees? Nou kom ons sing dit vanmôre. Halleluja.
Ek is met vals vrede oor die gesaal. Ek is vrylik die Heilige Gees in my hart wil ek sing, omhouende aan die naam van Jesus my Heer. Ek is met vals vrede oor die gesaal. Ek is vrylik die Heilige Gees in my hart wil ek sing, Halleluja. Vader, in hierdie oggend kom sê ons dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die krag van die Here, dankie vir die salwing, dankie vir dit wat U kom doen in hierdie oggend. Ek bid, Here, dat U net elke hart, elke gedagte, elkeen se binneste sal werk, sodat hulle vermoë sal kry, Here, die verlange na hulle smag om ontmoet te word deur die teenwoordigheid van God. Here, ons wil hierdie diens in die hande oorgee, ons bid ook vir die offergawe. Here, die wat gesaai het, dankie dat U hulle gaan seën. Vir die wat nie kon gee nie, sê dankie vir dit wat U voorberei dat hulle wel kan gee. Here, ons is afhanklik van U. En ek bid, ons gee hierdie diens nou die hande oor, in Jesus naam alleen. Amen en amen. Prys die Here. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember God is on the road. Oh, don't give up, you're on the brink. Ek word die waters oorval, so onderstoot, so onderstoot. Dit sal lang op my stappe, aan die Here van my. Oh, halleluja, halleluja, Jesus God is voor die Heer. Halleluja.
Dries Gates, is jy dankbaar vanoggend? Halleluja. Ek is so dankbaar, so groot voorreg om die naam van die Here te kan groot. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He's more than enough. He's our shepherd. Prijs die naam van die koning! Halleluja! Jesus! Amen! I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Oh, he has made me glad. He has made me glad.
Dankie, 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 Here, dankie vir wat U kom doen het. Ons plaas U op die hoogste. Dit is ons groot geneesheer. Die een wat ons dier gekoop het. Sento de burrita baka, Santa la baka, la baka, talabanda rabas. Majesty, oh Lord, in the Labas, we place you on the highest place. For you I pray.
naam kan aanroep. Dankie vir die teenwoordigheid. Here, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat ons kan luister na die stem. Here, die liedjie sê, we place you. En Here, ons kan nie anders as om die bo alles te plaas. Here, soms is daar tye, soms is daar dinge wat ons aandag wegvat. Maar in die teenwoordigheid van God kom ons vanmôre en ons weet dat U groot en kosbaar en liefdevol is. Ek bid, Here, mag U vanmôre een en elkeen wat in hierdie gebou is aanraak met U teenwoordigheid, met dit wat U wil doen. Ons kan net kom buig voor die troon van God en ons afhanklikheid verklaar van U. Ek bid die Here in Jesus naam, seën die woord en mag U naam verheerlik word in Jesus naam alleen. Amen en amen. Kom ons neem die sitplekke. Is U nog bly? Amen. Halleluja. Wie het 'n lekker week gehad? Wie het 'n geseënde week gehad? Ek sê net vir jou langs hoe dit was lekker. Halleluja. Die soete teenwoordigheid van God in hierdie plek. En ek weet hy is hier om ons te ontmoet. Amen. Halleluja. Ek wil hier 'n verhaaltjie vertel vanoggend, dit is waarmee ek graag wil begin. Hulle sê daar was eendag 3 jong seuns wat elke dag verby 'n muur geloop het, 'n groot muur, en hulle het kepsies opgehaal. As mense vandag met jong mense met kepsies sien, dan sê hulle, hulle is rebels, nee. Miskien het daai kepsie nog agterste voor hom gewees van, wie was al nuuskierig in sy lewe? Kom. Julle weet was in die spreekwoord van nuuskierigheid, né? Maar hierdie 3 seuns loop elke dag verby hierdie groot muur. Maar hulle weet nie wat aan die ander kant aan die gang is. Hulle weet nie wat daar aan die ander kant gebeur nie. In vandag se tyd sit jy al 8 voet heininge oor, want jy wil nie hê die buurman moet sien wat in jou jaar aan die gang is nie, né? Die wat 8 voet heininge sê amen. Lyk my, ons is net 'n paar. Maar een ouetjie besluit hy gaan vandag iets doen om te weet wat aan die ander kant gebeur. En hy sê vir sy 3 pelle en hy sê vir hulle, hoorie, vandag gaan ek hierdie hoed vat en ek gaan hom oor hierdie muur gooi. En hy sê, maar wat gaan jy dan reg kry? Hy sê, dan gaan ons oor hierdie muur klim en dan gaan ek vir die oom aan die ander kant sê, maar die wind het my hoed gevat en hom oorgewaai, ek wil graag hom net kom optel. En hy gooi sy hoed oor. En ek wil die woord vanmôre vir jou bring, ek los hom net so 'n stukkie daar. En dit is wat die Gees van die Here ook vir ons kom doen, want die voorhangsel het geskeur, en jy moes baie lank moes jy met diereoffers en met so meer, moes jy oorwinning en vryheid kry en verlossing van jou sonde. Maar met die hoed verteenwoordig vanmôre die Gees van die Here, wat alles breek, sodat u en ek vanmôre die vrymoedigheid het om enige tyd na God te gaan. Enige tyd ons hart oopmaak, dat die Here ons lewens kan verander. Amen. Want aan die ander kant die muur is daar baie keer iets beters as wat jy nou beleef. Wie was al ooit deur probleme? En jy kan jou hand opsteek. En baie keer voel ek vir jou die probleme wil nie ophou nie. En jy bereik van die pols, wie het al so gevoel? Dit wil net nie klaar kry. En ek wil graag die voorkant jy bedien vanmôre, en ons eerste vers gaan kom uit 2 Korintiërs, die 3de hoofstuk, vers 18. Hy sê, terwyl ons almal met onbekende gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here beskou,
word ons van gedagte verander. Maar pastoor, hoe so meer? Want toe ek by Jesus uitkom, toe verander hy my innerlike. Toe verander hy nie net my woorde nie, hy verander my as mens wees. Ek word verander, ek word vernuwe, ek word herskep. Ek word herbou, sê almal herbou. Want dit is wat nodig is, dat God my en jou in die hande kry, dat ons 'n verandering in ons lewens kan hê. Hy sê dieselfde beeld. Wat so beeld? Ek gaan lyk soos Jesus lyk. Amen. Want ek is mos die beeld van Christus. Christus woon in my en ek straal hom uit na buite. As daar 'n verkeerde gesindheid en 'n verkeerde gees in jou is, verstraal jy iets heeltemal verkeerds uit. Maar as hy wat in jou woon groter is as hy wat in die wêreld is, het jy 'n beeld van Christus wat die wêreld moet sien. Amen. Jy lyk nie soos die wêreld nie, jy smaak nie soos die wêreld nie, jy doen nie soos die wêreld nie, want Christus woon in jou. Amen. Ons het die beeld van die heerlikheid tot heerlikheid. Beteken, ek het nou vandag 'n oorwinning gekry. Môre is my oorwinning groter. Oormôre is hy nog groter. Oor 'n jaar is hy baie groot, want die heerlikheid van God skyn oor my. Amen. Sê vir jou langs so, die heerlikheid van God skyn oor my. Halleluja. Hy sê, as deur die Here wat die Gees is, so God bewerk alles wat goed is in jou en my lewe. Amen. Dit wat sleg is van die vyand. Siekte is van die vyand. Amen. Dit wat verkeerd gaan in jou lewe, is iets wat jy toegelaat het, dat die vyand daarop teer. Jy kan amen sê. Want jy sien, ons het nodig om te besef, dat as God in ons is ons 'n hemelse wese, wat teenkanting teen die vyand bied. Amen. En ek raak in hierdie hart van my, raak ek opgewonde kwaad, as mense nie doen wat die heerlikheid van God in hulle lewe moet openbaar. Amen. Ek kan ook sê. Sê gou vir jou langs aan die ander kant. Vra jy van hoe lyk daar? Wie het al bome geklim? Wie het al geval in die bome? Ek onthou ons het 'n groot kerkgronde gehad in Bloemfontein. Dit was die ou groot spoorweg kinderhuis wat ons gekoop het daardie jare. En daar was baie vrugtebome. Baie. Daar was van appelbome, peerbome, okkerneute. Ek het 'n jakkie vir my baie okkerneute gegee. En ek onthou die een dag klim ek in daai okkerneutbome. En toe ek dink ek vat hy okkerneut, toe lê ek op my rug op die grond. Toe val ek in die boom uit. Dis ek hoekom ek nog 'n skoenvloes het. Maar dit is nie lekker as 'n ou val nie. Baie keer, ek bring my na die voet, as ek nou in die kruks kom, dit bring my na die voet toe by Saggeus, wat in die boom moes opklim, om die meester te kan sien. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek dink nie maar ek dink deur die Gees van God om, dat jy weer gevul kan word met die krag van die Here, dat jy met hierdie oë kan sien, en met die hart kan glo, dat God goed is. Amen. Saggeus klim op en hy sê, hey, ek wil net sien as die Here hier verbykom. God ken jou hart vanmôre, jy hoef nie op te klim, jy hoef nie uit te styg nie, God weet wie jy is vanmôre. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet dit wat jou pla in die hart van jou. Amen. That we need God more than ever. Halleluja. Kom ons gaan dan na Efesiërs, die 2de hoofstuk. Vanaf vers 14 tot vers 16. Want hy is ons vrede. Wie? Jesus Christus. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Daar was 'n skeiding tussen jou en my en God. Amen.
Daar was goed wat opgebou was, goed wat deur die vyand vestings wat opgerig was. Jy kan amen sê. Want die woord van God sê, die skeiding word afgebreek. Halleluja. Nie net 'n stukkie steen nie net 'n bietjie nie, hy word afgebreek, sy fondasie word uitgehaal, sodat ek reg kan lê, die fundament van Jesus Christus, sodat ek kan reg groei. Amen. Die help nie breek 'n muur af, maar die fondasie te kraak nie. Amen. Dit help nie probeer reguit bou, as die fundament nie reg gelê was nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nodig dat ons weer Christus ons fundament maak, dat ons kan regbou daarop. Halleluja, dat ons weer die heerlikheid van God kan wys aan 'n verlore gaande wêreld. Ons is so besig geraak om te wys wie ons is en wat ons kan doen en hoe ons kan preek en hoe ons kan praat en hoe ons kan sing, dat ons vergeet dat die krag van God is daar om elke vesting te breek, dat ek en jy oorwinning kan hê oor die hel, die krag van die dood van die Here vir ons gewerk het. Pastoor, die skree, ek sê okay man, maar ek wil hê met vermoede die woord hoor, dat God vry maak en nie mens. Halleluja. Ons kan baie mooi programme in die kerk en ons kan soveel self die weer bring, maar as die gees van God ontbreek, gaan ons nie die ander kant van die muur sien. Gaan ons bly diskant en ons gaan bly wonder wat daai kant moet wees. Halleluja. Vers 15, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Wat is 'n vyandskap? Daar is 'n vyandskap gewees tussen ons en God, naamlik die vyand wat ons werk kom maak het dat ons moet verbreek, om dit wat mooi is te verbreek. Want die Here kom en hy sê, en hy kom hier so en hy sê, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Vyandskap beteken ek is nie okay met dit wat moet gebeur. Vyandskap. Wie vyande? Ag nee, jy mag my hand opsteek. Okay, kom ek stel dit anders. Wie ouens wat nie van jou hou nie? Nou gaan die hand op. Maar nou kom die woord van die Here en sê, as God in jou is, verbreek hy die vyandskap tussen my en jou, sodat hy die vrede kan bewerk, want God gee vrede. God gee oorwinning. As ek agterdogtig is oor my skoonma, dan is daar ons nie vrede nie. Maar as ek weet God lewe na, het ek vrymoedigheid om te sê, God lewe. Amen. Is jy nog met my? Die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy, wie Jesus, deur vrede te maak, die twee in homself tot een mens kon skep. Beteken, God bring vrede tussen ons en hom. Amen. Die vrede wat Christus gee, ervaar ek nou in my gemoed. Halleluja. Vers 16. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis. Deur die kruis. Jesus het die prys kon betaal, sodat ons versoening kan kry. Nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Hy roei die vyand uit. Halleluja. Jy kan nie gemeenskap met die vyand hê en dan nog gemeenskap met God nie. Dit gaan iets maak, nie van oorwinning nie, maar dit gaan 'n kortsluiting maak in jou lewe, dat jy nie weet wat aangaan nie. Maar die Here kom verbreek die plan van die vyand, sodat jy en ek oorwinning kan hê. Amen. Sê maar almal saam mure. Halleluja. Ek nog iets op. Prys die Here. Halleluja, tot die mic wil ek nie hê. Prys die Here. Amen. Daar sê. Ons gaan aan. Daar sê nou. Mure is deel van ons wêreld. Ons bou mure
om ons huise, ons bou dalk mure om ons harte, en selfs ons gemeenskappe te beskerm. Hoekom bou jy 'n muur? Om te beskerm, om dinge buite te hou. Ek het al gesien 'n huise wat nie mure het, of heining op het nie. Dis 'n roep vir iets wat moet gebeur daar binne in jou plek. As dit nie 'n skelm is, dit 'n hond of 'n kat wat daar inkom, okay. Kat kan in elk geval klim waar hy wil. Maar jy bou mure. Maar die Here kom en hy sê vanmôre gaan elke vesting geval. Gaan elke probleem omval. Wie glo dit vanmôre? Wie glo dat God jou gaan vrymaak? Halleluja. Broer Leon, God gaan jou genees. Amen. Die Here gaan groot dinge doen in jou liggaam. Ek so 'n paar maande terug was ek in die hospitaal gewees. Ek kon sê dit is 'n vesting wat gaan val. So 'n paar maande terug is ek weer trek gewees van sepsis in sy rug. Hy het vir 2 of 3 maande in die hospitaal gelê, Steve Biko. Hy het uitgekom, hierdie week is hy weer siek, of 2 of 3 weke. Maar ek weet, God gaan hom aanraak verhoor. Halleluja, God gaan iets doen in jou lewe wat jy nooit gedink het nie. God gaan genesing bring. Wie glo dit vir my? Want jy sien, ons het nodig om bietjie begin, dat ons weet dat die Here breek vestings af, sodat jy die muur aan die ander kant gaan sien, van die oorwinning wat hy vir jou beleef het. Amen! Mure kan ook skei, dit kan verdeel, dit verhoed mense om mekaar te vind. Ons het op ek sê weer, ons het op 'n kerkgronde gebly in Bloemfontein. En daar was so 'n draapheining. So almal wat daar gebly het, jy kan nie braai nie, want dan sien almal jy braai. Jy kan nie koek eet nie, want dan sien almal jy eet koek. Dan het ons aan die ander kant van die huis gegaan en daar ons braai opgesit en daar gebraai, sodat ongenooide mense nie gekom het. Wie dan so gebraai, dat jy nie wil hê dat jou skoonma moet reggie braai nie. Dis juist. En toe sit ons vir ons 'n ander heining op. Sodat mense nie kan sien wat dis aan die ander muur gebeur. Miskien sit jy vanmôre ook 'n heining op in jou hart. Jy wil nie hê die mense moet sien jou seer. Wil nie hê die mense moet jou stikken sien. Jy wil nie hê die mense moet sien hoe jy miskien jou nagte omhuil. Dis 'n muur wat jy bou. Maar luister vanmôre, die Here kom breek by muur af. Want jy en ek het nie nodig om weg te steek wie God is. Ons het nie nodig vanmôre om onsself te verduidelik aan mense wat nie die Here dien nie. Jy hoef jou nie self te verduidelik nie, want jy is anderste omdat God in jou woon. Amen. Jy kan hier aan. Daar's mure wat gebou is van wantroue, maar mure moet afgebreek word. My vraag is môre aan jou, wat wag vir jou en my aan die ander kant van die muur? Sê vir jou langs jou, wat wag vir jou? Daar's baie keer fisiese mure, ons kyk na die muur wat in Berlyn gebou was, wat 'n skeiding gemaak het tussen nasies, en hy het afgebreek geword, sodat mense weer na mekaar toe kan gaan. Ons kyk daar, die muur was gebou en dit het soveel verdeeldheid gebring, van broers wat mekaar glad nie kon sien, wat aan die ander kant gebly het nie. Hulle kon nie ervaar, mense het doodgegaan van hulle families, en hulle kon nie by begrafnisse uitkom.
Fisiese mure wat gebou word. En dit is alles simbole van skeiding. Dan het jy emosionele mure, 'n muur van bitterheid, 'n muur van onvergewensgesindheid, 'n muur van wantroue. Jy kan dit opnoem. Want is mure, as jy nie kan vergewe nie, is dit 'n muur wat gebou is. As jy iemand agterdogtig is vir iemand, is dit 'n muur wat gebou is. As jy iemand nie kan vertrou nie, is dit 'n muur wat gebou is. Jy kan amen sê vanmôre. As jy nie meer kan glo nie, is dit 'n muur wat gebou is. Ons brein is so ingestel dat as iets gebeur, dan bou jy iets sodat jy jouself kan beskerm. Dan is daar geestelike mure, sonde, wat ons van God skei. Dinge wat gebeur. Ons almal ken die gevoel wat ons vasgevang is agter die muur, wat ons nie kan afbreek. Romeine 3:23 sê almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar ek wil vanmôre sê vir hardop, Christus breek die mure af. Ek wil iemand 'n bietjie harder sê, Christus breek die mure af. Die Here het gekom dat ons kan vrede en oorwinning hê. Halleluja. Hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag en halleluja, liefde en selfbeheersing. Hy het ons 'n gees gegee om feestings neer te werk. Sê almal sal hardop, feesting. So 'n paar jaar terug het hulle Jacob Zuma gehad, toe sê hulle, the feast was full. Die onthou. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan hardop sê vanmôre, the wall must fall. Kom ons sê dit weer 'n keer, the wall must fall. As daar iets 'n muur is vanmôre in jou lewe, moet dit afgebreek word. Amen. As daar iets is vanmôre wat skeiding maak, moet dit afgebreek word. As daar iets is wat ongeloof bevorder, moet dit afgebreek word. Amen. Want jy sien, ons kom baie keer op die punt, want ons die hele tyd huil en kla, maar ons het nodig om die muur af te breek, want ander kan die muur is daar oorwinning, ander kan die muur is daar vrede, ander kan die muur is daar heerlikheid van God. Halleluja. Christus breek die mure af. Sy kruis, die kruis is die plek waar skeiding beëindig het. Halleluja. Skeiding is daar nie meer in Christus nie, want hy sê daar, wie sal my skei, of wie sal ons skei van die liefde van Christus? Niks nie. Dis 'n muur wat maak dat jy dink dat God jou nie lief het. Sy vrede, die Christus breek die muur af, sodat ons sy vrede kan hê. Hy bring versoening, sê almal hardop versoening. Nie tussen mens alleen nie, maar tussen ons en God vanmôre. Hy bring versoening. Hy versoening vir ons bewerk deur God. Halleluja. Hy bring nuwe gemeenskap. Ons het 1 jaar het ons by 'n restaurant gaan eet. En toe ons daar inkom, toe is die mure vir. Dit is soms net 'n vetterige goed. Ek wil amper sê die kokkerotte hang op 'n rond. En ons het opgestaan en ons het geloop. En 'n paar maande van daar af, toe gaan ons na dieselfde plek toe, is dit onder nuwe bestuur. Toe is die plek mooi en hy sal beskoon en die kos is van die beste. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat God bewerk dinge van oorwinning. As hy aan jou tafel kom sit, is daar nuwe oorwinning, halleluja. En jy onbeperkte heerlikheid, en jy onbeperkte vrede, en jy onbeperkte blydskap, want hy kom bereid die tafel voor jou voor, teenoor jou teenstanders. Hy breek vanmôre, halleluja, elke feesting af, wat 'n skeiding maak, dat jy nie lekker kan wees. Sê vir jou langs, so wees lekker. Halleluja. Ek moet my klaar te maak. Hy bring ons op 'n plek
waar al ons bekommernisse verdwyn. Want hy is die liefling van ons siel. Aan die ander kant van die muur wag daar vryheid. Vryheid. Geen tralies van skuld en skaamte nie. Jy gesien as jy self bewus word van jouself, dan laat sak jy altyd jou kop in skaamte en jou oë kyk nooit iemand in die oë nie. Ek hou daarvan as ek met iemand praat dat jy kan kyk. Maar as jy skuldig is, dan kyk jy altyd groot. En hoe weet jy as 'n ou lekker saam met jou lag? Sy oë lag saam met jou. So ek wil vir jou verhoorde sê, as God die vestings wegvat en dit verbreek, dan is jy in volle oorwinning. Halleluja, jy hou nie iets terug nie. Jy het volle sekerheid dat God iets doen. Amen. Prys die Here. Hy bring weer gemeenskap terug. Dit is hoe ons hou, ek gaan nie lang wees nie, maar dit is hoe ons hou van gemeenskap. Ons hou dat ons saam met mekaar kan kuier en kan weet, hoorie, dit is hoe dit met Ekskuus Jakob, ek gebruik juist voor, dit is hoe dit gaan met Jakob, en hoe meer ek vir hom kan bid, hoe meer sien ek die oorwinning van God in sy lewe. Dis gemeenskap. Gemeenskap, hy hou met ons gemeenskap soet. Beteken as hy met my gemeenskap het, halleluja, dan is die gemeenskap teenoor my broer en suster 'n volkome gemeenskap, want ons bid vir mekaar. Amen. Sê vir jou lang, so dra mekaar se laste. Hy bring weer gemeenskap tussen broers en susters wat saam aanbid. Wanneer laas het jy 'n bietjie gebid? Ek weet nie wat jy by die huis doen nie, maar wanneer laas was jy bietjie weer by 'n bid hier by die kerk? Hy bring vrede. 'n lewe waar daar vyandskap verruil is vir liefde. Amen. Wil jy met die ou net lank so net so druk gee? En dan kyk jy hom of haar in die oë en dan sê ek het jou waarlik lief. Dis een keer wat jy vandag net so kan raak, jou masker afhaal en net voor God kan staan. Nie weet wat jy is en wie jy is nie, maar wat God vir jou kan kom doen. It is no secret what God can do. God het nie dubbele agente nie, met respek. Hy het nie dubbele sewens nodig nie. Hy het manne en vroue nodig wat uitverkoop is. En wat kan staan op die waarheid. Ons almal verskil van mekaar. Dis nie een van ons wat dieselfde lyk, dieselfde praat, dieselfde redeneer nie. Maar as ons in Christus is, ja, staan maar goed op. Hy het net gemaak wat begin raak. As ek in Christus is, dan lyk ek soos Christus. Lyk ons nie dieselfde nie. Hoe pens is dieselfde? Nou sê my vrou, het is smaler as hy. Hy sien in God is dan die verdeeldheid. En God is dan die scheiding. Want hy wil die vrede vir ons kom bewerk. Waar ek gaan, stap ek saam met hom. En hy bly binne in my. Halleluja, nie ek in hom, nie hy in my. Want jy sien, as ek my hand lê, dan lê ek die hand van Christus op my
as ek vir hom bid, dan bid ek met die krag van God. Want ons is een saam met Jesus. En dit is wat ons moet begin verstaan. Dit is wat die woord kom doen, net as ons afgebreek is in onsself, word ons gevul met die heerlikheid van God. God sê jou verhoor. Want sodat as ek nou na die volgende persoon gaan, dan bly die liefde van God dieselfde. En die aanraking van God bly dieselfde. Want hy verander nooit nie. Hy breek die vesting af van wantroue, sodat as ek weer kom, en ek kom lê my hand op die volgende persoon, dan is die genade dieselfde. Dan is die guns dieselfde. Dan is die liefde van God dieselfde. Waar Jesus gaan, beweeg ek saam met hom. Halleluja. Want hy sê, ek bring julle na hemelse plekke toe, waar julle saam sal wees. Ek bring jou voor waar agter die kansel bly. Maar jy sien, en as ek praat, dan is ek met die stem van God. Want ek praat soos Jesus wil ek moet praat. Want ons almal lyk anders, maar ons is een in Christus. Halleluja. God breek verhore elke vesting af, wat jou roeping beïnvloed. Amen. Daar is 'n praktiese toepassing wat ons kan toepas, ek maak klaar. En dit is om te vergewe. Vergifnis breek mure af. Dit bring my na gasvryheid. Gasvryheid. Wie was vanoggend met 'n glimlag gegroet by die deur? Wie was gegroet met 'n glimlag in die parkeerarea? Gasvryheid. Beteken ek maak dit so, gaan jou los. Ek maak dit so, sodat dit wat in my is, deur Christus, die volgende ou gaan nader trek, en hy hou daarvan om hier te wees. Gasvryheid. Beteken dit wat God kom bewerk, kan ek nie anderste as om 'n verlore gaande wêreld mee te deel nie. Halleluja. En die laaste is, dit maak my 'n getuienis. Ons sal oorwin deur die woord van ons getuienis. Anders dan die muur. Wag vir jou groot oorwinnings. Want hang van jou af gaan jy oor die muur klim verhoor. Hang van jou af gaan jy diskant bly, of gaan jy iets wil doen waar daar oorwinning is. Gaan jy verhoor al die vestings wat afbreek in jou lewe, of gaan jy verhoor voortploeter in dit wat jy doen, sodat jy net gemaklik kan wees? Nee, ons kan nie gemaklik wees in God se teenwoordigheid nie. Ons het nodig om vestings te verbreek. Aan die ander kant van die muur is daar oorwinning. En Christus stap met ons die genade pad om ons vestings agter te laat. Halleluja. Jy los dit agter jou. Ek lees hierdie week en dit is en ek het dit gedeel ook op die Credo groep, is dit nodig dat ons God begin vertrou in die tye waar dit sleg gaan. Dis tyd dat ons goed los. Sê vir jou langs jou, los jou goed nou. Hou op goed oplaai en oplaai en oplaai en oplaai en oplaai en dan val jy in mekaar, want jy kan dit nie optel. Die Bybel sê, werk al julle bekommernisse op my, want my las is lig en my juk is sag. So los dit by Christus. En ek is klaar. As jy vanmôre hier sit, kom ons buig die hoofde. As jy vanmôre hier is, en sê, Here, daar's mure wat gebreek moet word. Daar's mure wat verwyder moet word. En ek wil hê, Here, U moet my help vanmôre.
Ek wil in U ingewortel word en ek wil wees soos U wil hê ek moet wees. Net daar waar jy is, as jy voel, Here, daar's mure wat gebreek moet word, ons speel vir ons. Wie is die eerste? Halleluja, my broer staan som op, wie is die tweede? Wie is die derde? Halleluja, mure wat gebreek gaan word. God gaan vermoorde dinge verander in jou lewe. Luister mooi vanmôre, hierdie derde dag van my, in jou lewe gaan jy nooit weer dieselfde wees na hierdie oggend. God verwyder vanmôre alles wat in jou pad staan, dat jy nie oorwinning kan hê. God is dealing with it. Halleluja. As daar nog 'n laaste persoon wat wil opstaan en sê, Here, ek breek vanmôre. Ek breek vanmôre. Ek het die hand van God nodig in my lewe soos nog nooit van tevore. Dankie, Here. Halleluja. Here, hier staan man en vrou. En sê, Here, ons wil mure afbreek, ons wil kettinge verbreek, ons wil vanmôre vrykom, ons wil loskom. En Here, ons het U nodig vanmôre om ons te help, en dat ons die volgende stap vat na oorwinning en vrede toe. Ek bid Heilige Gees dat die menige broer en suster se lewe sal aanraak, sodat hulle verander na hierdie oggend, nie in iets die Here, maar in iemand wie God eers stel. Here, sien raak vanmôre en seën vanmôre in die naam van Jesus. Amen en amen. My broer Leon, wil jy nie uitstap nie, asseblief? Ek gaan bid vir hom vanmôre. Wil jy die hande uitsteek? As jy glo dat God hom kan genees, wil ek jy met jou hand uitsteek vanmôre. Ons vat die Here op sy woord. Here, ek salf my broer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, van kop tot tone, bid ek dat U vanmôre sal kom en dat U sal gee, Here, dat hy nou genees in hierdie liggaam sal ervaar. Ek bid, Here, elke teken van infeksie of sepsis, wat ook al hulle dit noem, Here, bid ek dat U dit sal opdroog deur die bloed van die lam. Ek bid dat U nou genesing sal bring in hierdie liggaam soos nog nooit van tevore. In Jesus naam, Here. Amen en amen. Jesus breek die bande. Jesus breek die bande. Jesus breek die bande. En hy Halleluja. Die wat bly sê amen. Ek wil vra die broers en susters wat my help in die nagmaal en vorentoe sal kom. Weet net die skeiding is verbreek. En Jesus het vrede bewerk vir jou en my. Vrede. Daar sou 'n liedjie wat sê, dit klink in my hart iets soos, dit vul my met vreugde goed. Dan gaan hy verder, hy sê, vrede, wonderbare gawe van God. Sê vir die persoon langs jou, Jesus gee vrede. Net ek jou uitgooi asseblief. Hierdie is nie 'n tafel van 'n kerk nie. Hierdie is 'n sakrament wat ons onderhou, want die woord sê, totdat hy kom. Totdat hy kom. Sê vir jou langs jou, Maranatha, Jesus kom weer.
Hy gaan kom op die wolke. Is jou lamp vol? Halleluja. Ek dink vir die prys wat hy betaal het, Jesus betaal het, kan ons nie anders as om dankie te sê. His blood never loses its power. Reaches to the highest mountain. Flows to the lowest valley. Sy bloed. Sy bloed. Nog wat hy verraai is, het hy die brood geneem en gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Stukkie vir stukkie. Dink jy vanmôre net daarin. Hoe hy vir jou gelei, sodat jy vanmôre die vrymoedigheid kan hê om te kan sê, Abba Vader. Voorsit ons nog ver was. Toe jy nog ver was, het jy gedoen wat jy wou. Maar sy bloed het my kom nader tree. Bring vergifnis. Bring oorwinning. Halleluja. Prys die Here. Vader, jy sê in die woord, as iemand honger is, kom eet aan my tafel. As iemand dors is, kom drink aan my tafel. Vader, jy sit vir ons vandag met vrye wilheid aan die tafel. Dus dankie vir die liggaam wat jy vir ons gee. Die bloed wat ons vrygekoop het. Die wat ons ken op die naam, voor ons hier geken het. Die wat elke pad van ons uitgeleid het, voordat ons weet wat ons gaan. Vader, Heilige Gees, U het ons hier gebring vandag aan die tafel te sit. Sy ons verder waar ons klaar is met die tafel. U wil in ons liggame en ons gees geskied. Dink dit alles in Jesus naam. Amen.
As jy die beker wil hê, kan jy net die hand opsteek. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. The world is set down. There's still room for one. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. The world is at hand. There is room for one. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you.
Is daar enig iemand wat oorgeslaan is? Ag, prys die Here, ons kan gaan sit. Stoor aandrig om ons 'n koortjie lei en dan gaan broer Dion vir ons afsluit. Halleluja. Prys die Here. Is jy nog bly? Amen. Halleluja. Amen. Onthou vanaand sê jy moenie mis. Die vrede van Kom ons staan nog aan. Christus ervaar ek nou. Het veilige is de laatste vriend. Voor mij kan Dat elkeen wat hy kom het, dat hy met uitgegaan het, nie dieselfde as wat hy ingekom het nie, dat sy woord gekry het. Sê ook dankie vir pastoor vir die woord wat hy vir ons gebring het. Here, dat ons elkeen van die tafel kan geëet het en gedrink het, as gevolg van die Here wat vir ons aan die kruis gesterf het, by elkeen van ons sondes. Wat ons nou allemaal hier sal uitgaan, en 'n lieflike Sondag sal hê en weer terug sal kom in die naam van die Here.